Nou, as jy dink wetenskap is net handboeke, formules en molekules, dink weer. Vandag bring Experilab die pret terug in leer. Ons gesels met die eienaar Jaco Meiburg oor hoe hulle kinders, skole en tuisonderrig help om wetenskap self te ontdek, en dan gaan ons ook nou 'n regte eksperiment doen om te wys hoe wetenskap lewendig word wanneer jy self kan toets, bou en ontdek. Baie welkom hier by ons in die ateljee. Baie dankie. Goed, nou ek wil begin deur vir jou te vra, Jaco, vir mense wat nog nie van Experilab gehoor het nie. Wat presies is dit en hoe het dit begin of ontstaan? So Experilab verskaf 'n wye reeks, ons fabriseer, ons voer in en verskaf 'n wye reeks van wetenskap, chemiese, fisika en laboratoriumprodukte. Ja. En ondersteun dit vir die hoofdoel om die wetenskap en tegnologie te promoveer. En deur die ondersteuning van die verskaffing van hierdie produkte is die doel om met 'n baie sterk onderwysondertoon om die wetenskap uit te brei. Experilab het ontstaan alreeds in 1992. Sure. Ek was nie betrokke daarbey nie, ongelukkig nie. Ons is die derde generasie eienaars. Dit was gestig deur 'n persoon met die naam Karl Ahlers, wat 'n wetenskaponderwyser was en later verder geneem deur François Germshuisen en sy suster Tanya. Tanya is nog steeds deel van ons span en ons is baie trots daarop dat sy deel is, en haar hoofdoel is om seker te maak dat die doel van Experilab en die visie van Experilab bly voortbestaan. So ons is die derde generasie eienaars en ons hoofdoel is vir die ondersteuning van 'n lekker manier van leer in die wetenskapomgewing. Ja. En dis die hoofdoel. En met daai in gedagte, ek bedoel, julle fokus baie op praktiese leer. Waarom is dit so belangrik veral vir kinders? So ons weet die uitdagings wat ons vandag het, met die tegnologie, selfone, tablette, rekenaars, en dat leer op 'n baie passiewe metode plaasvind. Weet, ons kyk YouTube en ons luister, of ons lees. Maar ons weet ook dat statistiek bewys dat wanneer leer op verskeie metodes plaasvind waar ek interaktief deelneem, ek moet lees, ek moet kommunikeer, ek moet ryk, ek moet werk, ek moet lees en toepas, dat daar 'n baie groter vorm van leer en stimulasie van leer plaasvind. En dan as mens is ons nuuskierig. So hoe meer ek die nuuskierigheid prikkel, hoe meer wil ek weet, en hoe meer ek weet, hoe meer leer ek, en hoe meer ek prakties betrokke raak, hoe belangriker is dit vir die ontwikkeling van verskeie breinpatrone, en as ek breinpatrone stimuleer ek leer. Ek dink nog iets wat vir my uitstaan is die feit dat Experilab meer as 700 produkte het, van chemie en fisika stelle tot tegnologie en biologie stelle, soos wat ek dit ook nou hier lees. Wat is sommige van julle gewildste produkte? Ons het 'n ongelooflike wye reeks, maar as ek op die statistiek wat ons volg, is die gewildste produkte is maar die eksperimentpakkette, tipies soos dit wat hier op die tafel lê. Ons gaan ook nou na die eksperiment kyk. Ja. En die rede daarvoor is dat nie net stimuleer dit leer nie, maar daar is 'n onmiddellike eindresultaat vir die gebruik en die instruksies wat in die pakket is. So, en dit ondersteun verseker die skoolsisteem en die vakke op 'n skoolvlak, nie net op skool nie, maar ook op tersiêre vlak. So definitief ons wetenskap eksperimentprodukte is dit wat die mees gewildste is, alhoewel ons ander vakgebiede ook ondersteun, baie spesifiek in die tegnologiese vakrigtings. En ek moet vir jou sê, dit klink vir my baie opwindend, want ek onthou hoe gespanne ek altyd was wanneer ons 'n eksperiment moes doen in die wetenskapklas. Maar wie kan almal julle produkte in die hande kry? Is dit net skole of ook tuisskooliere en jong amateurwetenskaplikes? Natuurlik, ons produkte is beskikbaar vir enigiemand. Ons het definitief 'n baie sterk onderwys en onderrig ondertoon, maar van tuiskoolonderrig, skole, tersiêre inrigtinge het ek genoem, individue, enigiemand, ons verskaf selfs in die industrie, omdat ons chemikalieë voorsien. So enige iemand wat met ons kontak maak, kan betrokke raak by Experilab en kan ons produkte in die hande kry. Hoe en waar kan ons kontak maak? So die heel maklikste is op ons webtuiste www.experilab.co.za. Daar's ons kontakdetail, e-posadres, telefoonnommers. Ons doen graag besoeke aan skole en individue in industrie. So as hulle net daar met ons kontak maak, kom ons graag terug na hulle toe en ons ondersteun hulle ook op watter moontlike manier ons kan.
En ons het nou 'n paar sekondes oor, maar ek wil ook vir jou vra, dink jy Experilab kan help om kinders besig en aan die leer te hou wanneer dit byvoorbeeld vakansie is? Ja, natuurlik. Baie spesifiek weer die pakkette. Ons verwys nou dit as 'n kit, maar ons het ook werkswinkels wat ons hou en dan natuurlik vir die jonger generasie het ons selfs Experilab partytjies, waar ons slijm maak en sneeu maak. Waar ons tesame met 'n verjaardagpartytjie tipies ook leer laat plaasvind. Soos ek sê, dit klink vir my opwindend. Nou ja, dit is tyd vir daai eksperiment. So ons gaan nou na buite van die ateljee toe te beweeg. Ek dink jy gaan ook saam met my gaan. So ons is reg vir wetenskapklas, maar bly net waar jy is om deel van hierdie eksperiment te wees wat binnekort gaan volg. Sien, ek het nie gejok nie, ons staan nou buite die ateljee en dit is nou tyd vir daai eksperiment waarna ek verwys het en ek het vir Marion hier langs my. Vertel net gou vinnig vir ons wat presies gaan hier gebeur. So, ons gaan vandag elephant toothpaste maak. Ja. Dis eintlik 'n baie eenvoudige reaksie. Dis 'n eksotermiese reaksie, so dit gaan bietjie warm word. En dit is 'n ontbindingsreaksie. So ons gaan eintlik net water en suurstof maak, maar met ons nou lekker bietjie sunlight in gooi, gaan dit bubbles maak en dit gaan dan lyk soos tandepaste. Genoeg vir 'n olifant. Nou kyk, ek het nou so 'n bietjie teruggedink en besef, ek onthou mens moes 'n vraag stel en daar was 'n hipotese en 'n gevolgtrekking, maar ek gaan dit oorlaat aan jou. Vat ons deur al hierdie stappe. Okay, ek gaan begin. Ek het al 'n bietjie sunlight ingesit. Ek gaan nog 'n bietjie. Dit hoef nou nie sunlight te wees nie, enigiets wat bubbles maak. Ja. En dan gaan ons 'n bietjie waterstofperoksied hier ingooi. Dat ons reg is. Amper vol, want die olifant het baie tandepasta nodig. Jy gaan vir my sê wanneer ek moet terug staan, nê? Ek gaan jou sê. Dis nou nog alles veilig. Alright. So, 'n bietjie waterstofperoksied. Dan hier het ek kaliumjodied. Ek meng dit net met 'n bietjie water. Ek het al. So ons sit net nog bietjie by. Laat die konsentrasie lekker is. En vanoggend maak ons geen parallaksfoute nie. So op die sin nie. Onthou darm nog so 'n bietjie, ja. Okay, ek wil net laat alles bietjie oplos. En dan gaan die aksie gebeur. So wat ek gaan doen, ek wil net hierdie goed wegskuif. Alright. Is jy reg? Okay, om terug te staan. Hier gaan ons. Ja! Jy het nie gejok nie, ek bedoel, kyk hoe groot. Ja, dis genoeg vir 'n olifant. Nou, ons moet nou 'n bietjie, ek dink ons moet bietjie reg staan, so ek dink na my links toe, na my linkerkant. Reg is so baie. So en dit is nou wat gebeur. Is dit nou maar basies borrel dit net so oor en hou dit aan met. Dis nou die ontbindingsreaksie. So die kaliumjodied reageer met die waterstofperoksied en dit maak eintlik net water en suurstof. Maar die suurstof saam met sunlight maak al die bubbles en dit is hoekom dit so oorborrel. En soos ek sê, dis 'n baie sterk eksotermiese reaksie, so jy kan die stoom sien waar hom van afkom. Ja. En ja, dis ook 'n vinnige reaksie, so dis hoekom dit so. En ek moet vir jou sê dit ruik vir my nogal lekker, maar nou sal 'n mens wonder, is dit veilig om daaraan te raak? Want dit is warm, dis 'n eksotermiese reaksie, so dit gaan jou brand en dit het ook jodium in, so dit gaan jou geel vlek ook. Ek
ek dink dit is presies, jy weet, nou aanleiding van die gesprek wat ons nou net in die ateljee gehad het, dit is wat dit so opwindend maak, want 'n mens kan nou eintlik ten laaste sien hoe alles gebeur. Ja. En ek dink kinders is nogal redelik dan beïndruk wanneer hulle so iets sien afspeel. Is daar enigiets anders wat jy vir ons kan vertel van hierdie spesifieke eksperiment? Ons het nou nog so 2 minute oor. Wel, dit is ook, jy kan al die goeders by Experie Lab kry. Ja. En dit is baie gerieflik, want mens kan dit oor die toonbank dokoop. Ja. Experie Lab help jou ook mooi om seker te maak dat jy nie enige foutjies maak nie. Ja. En hulle sal dit ook nie sommer net vir enigiemand gee nie. Hulle maak seker dat jy weet wat jy doen. En ja, hier is al die ekstermiese goed wat mens van leer tot en met matriek. So jy kan al jou hoërskoolkennis toepas om so iets te maak. Baie oulik. Ek sien nog steeds stoom wat daar, jy weet, verskyn. So vir hoe lank gaan dit nou so aan? So dit gaan aanhou reageer totdat al die jodiet-ione wat nou in oplossing is, so dit wat in die glasie was wat ons ingegooi het, totdat dit alles klaar gereageer het, gaan die reaksie aanhou gebeur. So as jy sien kom daar nog 'n bietjie stadig tandepasta daar van bo af uit. En ja, dit gaan aanhou tot hulle almal gereageer het. Dit kan Olifant tandepasta. Ek meen ek het nie geweet so iets bestaan nie. Net ter afsluiting, ons het nou nog so 'n minuut oor, maar ek dink wat vir my ook oulik is die feit dat julle het my nou so mooi toegerus netjies met 'n jassie en bril ook. Ja, so dit ja. is alles deel van so 'n kit, soos wat Jaco Ja, en hier is ook vir veiligheid natuurlik. Ons wil nie ons klere vlek nie. So dit het gehelp en die bril is dat nie geen chemikalieë in jou gesig kom nie. Jy kan ook handskoene by Experie Lab kry. Alles om seker te maak dat jy eksperimente veilig doen. En net vinnig, wat geniet jy die meeste van so 'n demonstrasie? Die gemors. Daar sê, dit is vir my 'n baie goeie antwoord, 'n uitstekende antwoord. Wel, ek sê vir jou baie dankie. Ek voel nou sommer baie intelligent. So dit is dan Experie Lab waar jy al hierdie dinge wat jy nodig het in die hande kan kry. Ja, miskien sal ek 'n paar wenke kry vir 'n volgende eksperiment, wie weet. Maar jy sien dit net hier by Goeiemôre, Good Morning. Ek wil net